Sy was 74 na man se dood toe sy besluit om haar ouers te gaan intrek om hulle op te pas wat toe nou al diep in die 90's was. Een môre of laat nag word aan die Irma wakker nadat die derde aanvaller deur haar kamervenster klim en op haar bed trap. Sy sit regop en sy sê vir hulle, "Sssst, die ou mense slaap, ek sukkel so om hulle aan die slaap te kry. Het julle gekom vir die geld?" "Ja," sê hulle. Sy sê, "Kyk gou daar, bring my handsak, bring. En sy haal 'n chequeboek uit, daai jare het ons nog met chequeboeke betaal. En sy begin 'n kontant check uitmaak en sy kruis hom. 'n Mens kan nie 'n kontant check kruis nie. 'n Kontant check kan jy gaan ingee by die bank, jy kry die geld. Maar as jy hom gekruis het, is dit vir 'n spesifieke persoon. So jy kan nie kontant kruis nie. Sy kruis toe 'n checkie van R80,000. Sy sê vir hulle, "Is dit genoeg?" Hulle sê, "Ja, nee, dit sal genoeg wees." En hulle is uit vir die venster. Ek dink dit was so teen 11 uur se kant is hulle in Vredefort in die bank gearresteer toe hulle die gekruiste kontant check wou gaan wissel. Hoe die ou tannie dit reg gekry om so kalm en so vinnig op te tree en so oortuigend op te tree dat sy hulle kon laat glo dat daai check vir hulle gaan werk. In 2002 was daar 'n bankroof in die Kaap. Voertuigbestuurder van 'n maatskappy voertuig stuur toe gou 'n ouetjie in bank toe om vir hom geld te gaan trek. Terwyl die meisie by die bank tel geld aftrek, kry die ouetjie 'n gedagte en hy skryf gou 'n dingetjie op 'n papier en hy skuif dit vir haar deur onder die glas en hy sê vir haar, "Hierdie is eintlik 'n bankroof. Ek soek al die geld wat jy het." Sy sê vir hom, "Meneer, baie welkom. Maar het jy sakke gebring?" Hy sê, "Nee, hy het nie sakke gebring nie." Sy sê, "Hier is baie geld, maar ek sal kyk, die banksakke is eintlik beter sakke. Dat ek gou gaan kyk hoeveel geld kan ek in die sakke druk. Dan sit jy so lank daar in die wagarea, dan sal ek jou roep as ek die sakke bymekaar het." Hy gaan sit in die wagarea. Hy kry vir hom 'n finans en tegniekboek, want hy sien hy gaan nou genoeg geld hê, hy sal nou moet sien hoe moet hy met geld werk. En terwyl hy nog deur sy finans en tegniekboek blaai, stap die polisie in, hulle arresteer hom. Hoe kon daardie meisie by die bank so vinnig en akkuraat en geloofwaardig optree dat daai ouetjie haar geglo het? Kom ek verduidelik dit so. In jou normale dinkspoed is min of meer 850 woorde per minuut. Wanneer jy skrik, is dit 3750 woorde per minuut. Wanneer jy voor die tyd scenario's gedink het wat kan gebeur en visualiseer hoe jy deur so situasie sal kom. Wanneer jy skrik, gaan jou brein teen 3750 woorde per minuut en hy soek al die planne wat jy het en binne 'n breekdeel van 'n sekond gee hy vir jou 'n plan. Jou optrede is koel, kalm, geberneerd, geloofwaardig, oortuigend en jou plan loop. Maar as jy nooit voor die tyd 'n plan gemaak het nie, en jy land in 'n snaakse situasie, waarvoor jy nooit voorsiening gemaak het nie, is jou brein aan 3750 woorde per minuut op soek na 'n plan, en daar is geen plan nie, en dan hang jou brein. Wanneer jou brein hang, is jou oë so groot so spierings, jou tong is in jou keel, jy kan nie praat nie, jy kan nie dink nie, jy kan nie reageer nie, en wanneer jy reageer, is dit irrasioneel. Ons het met daai eerste video van die meisie wie se verloofde vermoor was, het sy verduidelik hoe sy aanhou skree het. Al het hulle vir haar gesê, hou op om te skree, het sy aangehou skree. Nou, daar was 'n soortgelyke insident in Brits. Toe die ouens die ou oom wakker slaan in sy bed die nag, toe druk hy die opneem knoppie van die bandmasjien. En hy en die ou vrou is later vermoor, en met die ondersoek is die bandmasjien gekry, toe dit teruggespeel is, hoor jy die ou vrou vloek die 7 soorte wit waks uit hulle uit en skree op hulle die hele tyd. En die aanvaller sê die hele tyd vir hulle, ons is nie hier om julle dood te maak, ons is hier om die geld te kom haal.
En hoe meer hy dit vir ons sê, hoe meer begin die vrou skree, en op die einde van die dag, toe skiet jy in die vrou, en toe daai negatiewe spiraal begin is, toe word die ou man ook sommer vermoor. So, partykeer is ons optrede van so aard, dat dit op die einde van die dag eindig in 'n moord. Ek het, jare terug het ek 'n terrorist gevang, wat sy pa en sy ma vermoor het. Ek vra vir hom nou, hoekom het jy jou pa doodgemaak? Hy sê, want my pa het vir my, ons het daar buitekant by die vuur gesit, ek en my vriend, en ons het by die vuur gesit en gesels, en toe sê my pa vir my seun, die goed waarmee jy besig is nie mooi nie. Ek sê, en toe, hy sê nie, toe skiet ek hom dood. Ek sê, en jou ma? Hy sê, nee, sy kon soos 'n mal mens geskree daar uit die hut uit. En sy hou net aan skree, ek kon haar nie stil kry nie, toe skiet ek haar ook maar dood. Partykeer is ons optredes die sneller vir geweld. Die hele boek gaan oor gevalle studies. Gevalle studies waar mense in situasies beland het en waar hulle uitgekom het. En die gevalle studies word ontleed van verskillende kante af en dit verduidelik vir jou stap vir stap waarom die mense suksesvol was en wat jy kan doen om suksesvol te wees in sekere omstandighede. 'n hartseer ding vir my was regtig 'n vrou wat alleen gebly het op 'n plaas. Hulle het ingebreek, hulle het gekom om haar te skiet, om haar te verkrag, en haar kamerdeur was gesluit, en toe die kamerdeur slaan, toe skiet sy deur die deur. En hulle het heel waarskynlik net gaan lê, want sy skiet hoog oor. En toe haar ammunisie op is, toe bel sy haar vriendin, en sy sê, my ammunisie is op, en hulle kan dit hoor, want hulle kan Afrikaans verstaan. En toe het hulle die deur afgebreek, en voor hulle op haar kon opdag, het hulle haar klaar verkrag, wat vir my baie hartseer was, wat nie nodig was nie. Dit kon voorkom gewees het, as jy die regte kennis gehad het. En dit is waaroor die hele boek gaan, dis waaroor die kennis gaan, wat ons plaasaanvalle van 865 afgebring het na onder 40 toe 'n jaar, waar die kennis nou weer verlore gegaan het, en dit is hoekom ek hierdie video's maak, want die kennis is beskikbaar. Die kennis om jou te help, om nie verkrag en vermink en vermoor te word, is in hierdie boek. Nou goed, nou vandag moet ons praat oor goed wat 'n dag voor die tyd gebeur. Daar is min goed wat voor 'n dag voor die tyd sigbaar is. Jou heat squad kom partykeer 'n week tot 2 weke voor die tyd in, om seker te maak dat die verkenning wat gedoen is en die bepalings, die gevolgtrekkings wat gemaak is, dat dit akkuraat is. As hulle dan, kom ons sê, van 6 tot 12 uur die aand iewers 'n aanval wil doen, en hulle wil jou uitlok uit die huis uit, dan gaan hulle vir 2 aande na mekaar, jou honde kwaai terg, die krane in die tuin oopmaak, dat jy watertanks leegloop, insidente skep, die hoofskakelaar buitekant afskakel, sodat jy moet uitgaan buitekant om die hoofskakelaar weer aan te sit. Alles insidente om jy uit te lok uit die huis uit. Hulle skep 2 aande na mekaar 'n insident wat jy laat uitgaan, en dan los hulle jou vir 'n aand doodstil, dat jy kan ontspan. En as hulle dan die volgende nag weer 'n insident skep, jy stap uit, dan is jy in dit. Dit gebeur, maar het kan ook wees dat hulle, daai eerste aand wat hulle die insident skep, en jy uitstap, hoekom moet hulle nog 2 dae wag, dat hulle jou dan vat. Of hulle dok jou vir 2 redes uit, of om jou buitekant te vang, en dan onder beheer te kry, en dan in die huis in te kom, of hulle lok jou uit, glip agter jou rug by jou huis in. Dis gewoonlik wat gebeur wanneer vriende braai. Jy sit in die lapa en jy sit lekker en braai, vrouens is in en kom huis toe en terug, en huis toe en die kinders is huis toe en terug, die agterdeur staan oop, en op 'n stadium glip hulle in die huis in, kry beheer oor die vrouens en die kinders, en jy wat by die braai sit, saam met jou vriende, is skakmat. Want hoe beklei jy met hulle, wanneer hulle beheer oor jou vrou en kinders het?
Daar's maniere om dit te bestuur, daar's maniere om dit reg te kry, maar ek gaan dit nie vir jou, ek kan dit nie hier vir jou verduidelik nie. Maar in die boek verduidelik die meeste van die probleme en dit verduidelik die meeste van hoe planne om dit te omseil. Die doel van die boek is om vir jou vir elke insident wat kan plaasvind op grond van gevalle studies wat bewys is en te verduidelik hoekom dit suksesvol was. Vir jou visueel soos wat jy dit lees, planne te gee terwyl jy dit lees, sodat jou brein al klaar net deur die boek te lees, geprogrammeer word om situasies te hanteer. Sodat jy nie wanneer jy in 'n noodsituasie land, jou brein aan 'n hang gaan en jy nie weet wat om te doen nie. Ek dink die video sal weer te lank. Ek sal probeer my volgende 'n bietjie korter te maak. Dankie.